Geliefdes, welkom by ons erediens op Moedersdag 2020. Mag elke ouma en elke ma 'n baie geseënde dag beleef. Dankie vir die besondere rol wat julle in almal van ons se lewens speel. Dankie vir alles wat julle doen wat ons as 'n vanselfsprekendheid baie kere aanvaar. Geniet die dag. Geliefdes, die Here groet ons met die volgende woorde. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Gemeente, genade en vrede word hier ryklik geskenk van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing tot lof van die Here, Gesang 205. Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, vir liefde, genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Ons lof, ons aanbidding, o Vader, ons lied, is nietige klanke deur kinders gebied. Tog sien U ons nood en verhoor ons gebed, oneindig die liefde wat U vir ons het. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Voor ons uit die woord van die Here gaan saamlees, kom ons verenig in 'n gebed voor ons hemelse Vader. Ons Here en hemelse Vader, dankie dat ons tot U kan wend vanoggend. Vader, ons wil vanoggend spesiaal vir elkeen bid wat vandag gevul is met hartseer, verlange en verdriet. Vader, U ken al die hartseer en die pyn wat tans in die wêreld aangaan. Dit voel vir ons baie kere asof ons in 'n bodemlose put rondswem en nie weet watter kant toe nie. Mag U elkeen van ons vandag toevou met U teenwoordigheid en U nabyheid. En mag U elkeen van ons op 'n besondere manier uitlig uit daardie onsekerheid wat so ons lewe daagliks vul. Kom sit U kragtige arms vanoggend om ons elkeen, druk ons styf vas teen U en tel ons op. Vader, dankie dat ons vertroue in U kan stel, dat ons weer kan hoop kry, kan bly glo en kan bly vertrou, dat U vir ons U woord gegee het as die kragtigste wapen
teen die aanslae van die wêreld daar buite. Vader, en daarom is dit nou ons gebed. Maak dit stil in ons harte, sonder ons af. Laat ons gedagtes rig nie op die wêreldse nie, maar om U woord te hoor en U self te hoor praat met ons vanoggend. Dankie dat U vir ons vanoggend weer sal seën met krag, wysheid en U liefde. Dit vra ons biddende en smeekende Here, in die naam van ons enigste verlosser en Here, Jesus Christus, sy naam ter ere. Amen. Geliefdes, kom ons lees nou saam uit die wonderlike woord van die Here, Psalm 37, en ons lees daarvan vers 1 tot en met vers 11. U kan dit nou rustig eers lees voor die prediking. Geliefdes, voordat ons na die woord van die Here gaan luister, kom ons sing hartlik saam die lied, die liefde van Jesus is wonderbaar. Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, so wonderbaar vir my. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, so wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Alles verander maar Jesus nooit, kom ons verheerlik sy naam.
dat hy my gered het, is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Dat hy my gered het, is wonderbaar, so wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Geliefdes in Jesus Christus, in elke huis is daar uitdagings wat in die grendeltyd hanteer moet word. Oorlewing op soveel terreine van die gesinslewe. En dan ook die openbare lewe en gebeure wat ook spanning in ons lewens inbring. Ons as Christene ken 'n geordende wyse van lewe wat ons Here Jesus Christus ons voorgeleef het. As ek die gebeure die afgelope week in die nuus en in die media moet evalueer, ervaar ek 'n onrustigheid wat besig is om na vore te kom. Ons was mooi rustig en gehoorsaam omdat ons mekaar gerespekteer het en die regering se versoek tot inperking gehoorsaam het. Maar 'n ongeduldigheid is besig om na vore te kom. Die vraag ontstaan, hoekom? Kom elkeen van u dink 'n bietjie na oor hoekom is daar dalk 'n ongeduldigheid besig om onder mense te ontstaan? Wat is daar in ons land vandag waaroor jy op die oomblik baie ongelukkig is en voel? Wat is daardie dinge wat jou bloeddruk dalk opjaag en jou selfs kwaad maak? Ek verwys nou na die goed wat baie kere in ons gesprekke die afgelope tyd na vore gekom het. Die gebeure wat die afgelope tyd in die media verskyn het. Weereens berigte oor korrupsie en oneerlikheid in hierdie grendeltyd. Politici wat besig is om hulle mag te oorskry. Politici wat baie kere meer oor hulle eie sak as enigiets anders bekommerd is. Oor mense wat in magsposisies gestel is en wat dit tans besig is om te misbruik en mense soos kinders te hanteer. Bogenoemde is besig om ons gesprekke te oorheers. Daar is egter 'n gevaar waarop ons as gelowige kinders van die Here vandag bedag moet wees. Ons kan so teen hierdie negatiewe dinge begin vaskyk, so met ons hele wese daarteen in opstand kom, dat ons uitsig op God verloor. Ons emosies hieroor kan so die oorhand kry, dat ons God uit die prentjie van ons lewe skuif. Wat hoor ons vanoggend in Psalm 37? Kom ons evalueer ons eie gemoedstoestand in die lig van Psalm 37. En dan hoor ons, wat wil God vir ons vanoggend kom leer deur Psalm 37. Psalm 37 is 'n akrostiese psalm, of ook genoem 'n alfabetiese gedig. Dit beteken dat elke opeenvolgende vers met 'n opeenvolgende letter van die Hebreëse alfabet begin. Dit is geskryf as wysheidsliteratuur. In Psalm 37 word twee maniere van leef vir ons voorgehou.
Twee maniere van leef word in hierdie wysheidspsalm met mekaar gekontrasteer. Die van die goddelose, wat hom of haar nie aan God steur nie, aan die een kant, en die lewe van die gelowige, wat in 'n verhouding met die Here staan, aan die ander kant. Die digter skryf oor die gelowige wat swaar kry, teenoor die goddelose met wie dit voorspoedig gaan. As 'n mens egter dieper kyk, sien jy dat die voorspoed van die goddelose tydelik is en sy eie wyse van lewe hom later gaan inhaal en vernietig. Daarteenoor sal die regverdige, wat nou swaar kry en krisisse te bowe kom, eendag deur God op 'n besondere manier beloon word. Die goddelose beplan altyd negatiewe planne teen die regverdige, die kind van die Here. Hy wil hom altyd sonder rede skade aandoen. Dit sien ons in die Psalm so duidelik. Maar God sien dit egter raak. Al lyk dit vir ons asof God afwesig is of dat God niks daaraan wil doen nie. Dit is duidelik dat hierdie wyse woorde gerig word aan mense wat dit nie maklik in hierdie wêreld vind nie. Hulle ly onder skelms en skurke. Hulle het te kampe met onregverdige beskuldigings. Mense wat groot verdrukking ervaar. Goddelose soek die regverdige se ondergang en bedreig hulle lewe. Hulle wil die hulpelose en die armes doodmaak. Die wat die regte pad loop, wil hulle vermoor en uitwis. En die regverdiges ly gebrek en net nie baie om van te lewe nie. Daarom is dit een van die grootste versoekings vir gelowiges vandag en môre en oormôre, wat hierdie onregverdigheid sien en ervaar, om dalk self in opstand te kom en die reg in eie hand te wil neem. Want dit lyk altyd asof dit goed gaan met die goddeloses, veral as gelowiges na hulle eie lewe kyk en moet rekening hou met die swaar kry of onregverdigheid wat soms gepaard gaan met die getrouheid aan die Here. Psalm 37 verplaas ons vir 'n oomblik vanuit ons posisie hieronder op die aarde na God se posisie in die hemel. Die Psalm wil jou vanoggend voor die vraag plaas: vertrou jy regtig vir God? Laat jou lewe aan hom oor, hoor ons baie duidelik in hierdie Psalm. Wanneer 'n mens nadink oor die Bybel, is daar baie verhale in die Bybel oor Bybelfigure en hulle lewens wat hulle aan God toevertrou het uit omstandighede soos wat ons vandag beleef. En hier kan 'n mens maar dink aan die lewe van 'n Abraham, 'n Josef, 'n Maria en 'n Hanna, om maar net 'n paar te noem. En ons weet, wat was die resultate van bogenoemde Bybelfigure se lewens nadat hulle God in hulle vertroue geneem het. Daar was ook in hulle lewe baie dae dinge wat hulle ontstel het, onregverdigheid wat hulle raak gesien het, onsekerheid, angs en benoudheid wat hulle beleef het. Die toekoms het ook vir hulle donker gelyk, maar hulle het die sprong gemaak. Hulle het met waagmoed hulle vertroue in die Here gestel. En die resultate was 'n lewe saam met God. Daarom dink ek wil Psalm 37 vir ons in hierdie grendeltyd en die tyd wat nog vir ons voorlê uitdaag. En die Here wil ons dalk vanoggend ook toets. Jou lewe is ook 'n verhaal soos die lewe van 'n Abraham, 'n Josef, 'n Maria en 'n Hanna. So daag die Here ons vanoggend elkeen uit. Hy vra 'n vraag: wat vertel jou lewensverhaal? Het jy al begin skryf aan jou verhaal van vertroue in God? Getuig van jou lewe elke dag
van daardie besluit wat jy geneem het om God te vertrou? Of getuig jou lewe dat jy sonder God probeer lewe, op jou eie krag staat maak? Daarom dink ek, is God dalk in hierdie inperkingstyd weer besig om my en jou te toets oor die saak van vertroue. Waar begin jy met jou verhaal? Om nie toe te laat dat hierdie grendeltyd en alles wat verander het in jou lewe verwarring, onsekerheid en 'n bedreiging na vore bring en word nie. Jou lewensvreugde en geluk word gevind en kan net gevind word in die vertroue op God. Jy moet nie net van God weet nie, maar jou op God verlaat, soos daardie drenkeling wat deur die lewensredder uit die seestroom gered word. Maak 'n koersaanpassing vandag, want uit die vertroue op die Here word daar hoop gebore, en hoop is die anker van ons lewe. As gelowiges het ons die vaste en die blywende sekerheid dat God sy beloftes sal uitvoer, soos hy dit getrou in die geskiedenis gedoen het. Hiervan wil ek en u getuies word en getuies bly. Want in ons harte behoort daar 'n lied te leef, 'n loflied, 'n danklied, 'n gebed. Mag vreugde weer u lewe vul, as jy hierdie koersaanpassing van vandag af gedoen het, deur die Here te vertrou. Laat ons gebalde vuiste, wat gebore is uit moedeloosheid en radeloosheid, gebore is uit alles wat ons sien in ons land gebeur wat so verkeerd is, mag dit verander in 'n oop hand, om God se geskenke van liefde, bevryding van ons eie vrese en vergewing elke dag te ontvang. Laat God toe om 'n nuwe gesindheid in jou hart na vore te bring te midde van alle onregverdigheid en alle oneerlikheid wat in hierdie wêreld leef en wat ons ontstel. Mag die Here God ons daartoe help, dat Psalm 37 weer ons lewe sal omvou en die anker sal word van ons lewe van elke dag. Amen. Geliefdes, ons slotgebed is 'n gebed wat Niels Jackson geskryf het, in die besonder vir hierdie inperkingstyd. Kom ons bid dit in ons harte saam. Ons hemelse Vader, die water spoel oor my hande, maar die woorde steek vas in my keel. Hoe bid 'n mens in hierdie tyd? Ons het nog nooit so iets beleef nie. Heer, wees ons genadig. Ek voel die seep tussen my vingers, vryf my hande bo, onder, alle kante, skoon gewas. Dis mos u metafoor, Here. Maar hoe moet ons dit verstaan in so 'n tyd? Wat kan ek bid met my hande onder die kraan? Ek dink aan die kwesbares en wonder of ek een is. Heer, wees ons genadig. U roep ons om te volg. U stel die voorbeeld van deernis en diens. Maar hoe gee ons op 'n afstand om? Of lê die omgee juis in afsydig wees? Is hierdie ritueel van water en seep ons nuwe sakrament? Heer, wees ons genadig. Om ons tuimel die markte, besighede luiske breek, en soos drenkelinge spoel mense uit op strande van wanhoop. So iets het ons nog nooit beleef nie. Ek was my hande in gebed. Heer,
wees ons genadig. Amen. Ons slotsang is gesang 334, kom ons sing hartlik saam. Geliefdes, ontvang met 'n biddende hart die seën van die Here. Hou u liefde oor ons, Here, want ons stel ons vertroue in u. Ons hou vas aan u troue liefde. Oor die uitkoms wat u gee, juig ons harte. Ons wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan ons goed gedoen het. Amen. Ons wegsendingslied is gesang 329. Kom ons sing hartlik saam. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ken hom in al jou weë, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paie gelyk maak, gelyk maak, gelyk maak. Ken hom in al jou weë, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ken hom in al jou weë, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paie gelyk maak, gelyk maak, gelyk maak. Ken hom in al jou weë, ken hom in al jou weë, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paie gelyk maak, gelyk maak, gelyk maak. Ken hom in al jou weë. 'n geseënde en 'n mooi week word elkeen van u toegewens en toegebid. Amen.